Goeiemôre almal. Hartlik welkom hier. Mag die Here ons saam wees seën, mag hy deur sy woord met elkeen van ons praat. Mag hy ons toerus in ons geloof, ons versterk in ons liefde, sodat ons waarlik in hierdie wêreld so in liefde sal leef met mekaar en met ons naaste, dat die ander sal weet dat ons sy disippels, sy kinders is. Enkele afkondigings aan die begin. Die COVID-regulasies, ons vra maar ook vir mekaar se veiligheid dat ons die maskers hier in die erediens ophou. Ons het die versoek gekry van lidmate wat in Maart maand COVID gekry het. En toe was hulle in die erediens met doop met 'n klomp besoekers en daar was klomp mense sonder maskers op. So ons het toestemming, ons kan die maskers afskuif as ons sing. Daarna moet ons dit weer opskuif. Ons sê ook, wys hier op in ons gemeentenis dat in hierdie COVID-tyd dit heeltemal met reg kan mense vir hulle veiligheid nie die eredienste saam met ons kom en in die eredienste deelneem nie. En daarom sal ons steeds die erediens ook op 'n video beskikbaar maak. Omdat die hele erediens opgeneem word, is die leer baie groter en het 'n mens meer data nodig om dit te kan kyk. En ek wil vir julle sê, as daar een van julle is, of as julle weet van iemand wat data nodig het, dan weet my asseblief, ons het borge wat data kan gee. Hulle sê in hierdie tyd, is dit om mense wat in nood is vir hulle data te gee, soos mense wat honger is ook kos te gee. Ons het net een kollekte by die deur agter vir die diakonie. Ons is dankbaar dat Andries van der Walt en Loftie Fourie by die huis herstel nadat hulle 'n operasie en behandeling in die hospitaal ontvang het. Vir almal wat die week verjaar, mag dit 'n geseënde lewensjaar uit die hand van die Here wees. Christie Steyn Moore, Elismy de Wet, Esther de Klerk en Antie Hammond. En dan die 14de Pieter Wouda. En dan herinner ons hier aan ons vleisverkope as fondsinsamelingsaksie. Ons het nou die bees, maalvleis en wors gekry, so as daar van u is wat dit wil hê, of weet van iemand, kontak vir Jean of vir my. Ek dink daar is by Ansie ook. Ja, by Ansie ook. En dan sal ons dit vir julle gee, asseblief. Ons is saam in die teenwoordigheid van die Here God, hy wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat groter is as wat ons ooit kan verstaan. Hy openbaar homself in sy woord en in hierdie lewe as die God wat nie net ver is nie, maar ook naby. Die God wat elkeen sien en niemand kan hier vir hom wegkruip nie. Ons lewe in sy teenwoordigheid. Kom ons erken dit ook. Ons sing Psalm 139, 3 verse van die Nuwe Beryming.
God wat hier teenwoordig is, ontvang ons met sy genade en met sy seën. Aan almal in Noordrand vir wie God liefhet en wat aan Jesus Christus behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord saam op die seën van die Here met lofprysing. Ons sing Psalm 145 en lied 169, enkele verse saam.
Ons aanbid U, Here God. U die Heilige, die Almagtige, die Lewende. U wat alles geskep het, U wat aan alles wat bestaan, lewe gee en die lewe onderhou. Dat ons U kan aanbid, Here, dit kom nie uit onsself nie. Dit is omdat U genade en U liefde so groot is oor ons. Ja, wie is ons dat U met ons bemoeienis sal maak, dat U na ons toe neerbuig, dat U in die genade en die liefde ons in Christus Jesus aan U verbind as U kinders. Ons prys U daarvoor. En ons weet, Here, dat daar nog baie in ons lewe is wat U nie eer en verheerlik nie. Gebrekkige geloof en liefde vir U vir ons naaste. Dankie dat ons kan weet dat U ook al hierdie sondes van ons om Christus ontwil vergewe het. En dat ons alleen daarom, Here, met vrymoedigheid tot U kan nader, U ons Vader kan noem. Dat ons alleen daarom hier saam in U teenwoordigheid kan wees, kan bly lewe. Want ons ken U as die heilige God, wat ook toren oor die sonde, dit oordeel en dit straf. Ja, U wat besig is om op hierdie aarde U oordeel te voltrek. Maar dankie dat daar altyd genade is, en dat U genade in Christus groot is vir elkeen van U kinders. Mag ons dit ook in hierdie oggend beleef, Here, soos ons dit in die afgelope tyd beleef het, met hierdie bedreiging deur die coronavirus, en U ons veilig bewaar het, baie van ons en ander wat siek is, die herstel en genesing gegee. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Waar ons saam is in U teenwoordigheid, bid ons dat U ons sal seën met die volheid van U Gees, en dat U, O Heilige Gees, die woord vir ons sal oopmaak. Dat U ons harte sal oopmaak vir die woord. Dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal glo, en dat ons geloof en liefde tot dade oorgaan. Dade wat U, Here ons God, verheerlik. Hoor ons gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons luister vanoggend na wat die Here vir ons sê, deur sy profeet Obadja. Een van julle Bybel hier. Jy wil net kyk hoe vinnig kan iemand by Obadja uitkom. Want Obadja is eintlik 'n onbekende boek vir ons. 'n Bybelboek wat vir die meeste van ons is soos iemand reg gesê het, hierdie boek is soos 'n baie skaars en eksotiese voël. Baie ernstige voëlkykers sal hom al gesien het. Maar die meeste van ons weet nie eers van sy bestaan nie. Ja, ons vanmôre luister, moet ons goed luister, want die Here gee hier vir ons 'n belangrike boodskap vir die tyd waarin ons lewe. Waar die coronavirus ons lewe deurmekaar gekrap het. Met inperking, met maskers, met sosiale afstande. En dit alles het 'n negatiewe impak, 'n negatiewe inwerking op ons verhoudings met mekaar, op gemeenskap tussen mense, tussen vriende, familie, gelowiges. En ek dink hierdie negatiewe impak
gaan ons nog lank bybly en ons gaan lank daarmee sukkel. Maar ons kan hierdie negatiewe impak bekamp, soos inperking en maskers en sosiale afstande, die verspreiding van die virus bekamp, kan ons die negatiewe impak hiervan bekamp, deur goed te luister na wat die Here vir ons sê. Die boek Obadja dateer in die tyd van die Babyloniese ballingskap, ongeveer 586 voor Christus. En dit maak Obadja 'n tydgenoot van die profete Jeremia en Jesegiel. En daar is 'n baie duidelike inhoudelike verband tussen gedeeltes in hierdie 21 verse en Jeremia 49. Obadja is besonder, so opvallend dat dit die enigste profeet is wat die oordeel van die Here aankondig, nie oor sy eie volk, oor Israel en Jakob nie, Israel en Juda nie, maar oor 'n buurvolk, die Edomite. Die Edomite is meer as 'n buurvolk, hulle is nasate van Esau, die broer van Jakob. En die stryd tussen Jakob en Esau is voortgesit in hulle nageslagte. En sonder om doekies om te draai, begin die profeet om die oordeel van die Here op sy gesag oor Edom aan te kondig. Die Here het gesê, kom ons gaan maak oorlog teen Edom, en hy gebruik die nasies hierin. Ja, hy gaan Edom vernietig. Edom gaan as volk verdwyn. Die Edomite daarteen leef met 'n valse sekuriteit. Hulle dink hulle is veilig. Die bergagtige gedeeltes in Edom, daar het hulle woonplekke gemaak. En hulle het gedink, niemand kan ons daar afhaal nie. Dan sê die Here, ek sal julle daar afhaal. Ja, die land gaan gestroop word, daar gaan niks oorbly nie. En dit gaan gepaard met die vernedering dat dit deur bondgenote gedoen is, mense wat hulle kos geëet het. Dit sal gedoen word deur vriende wat hulle sal oorrompel en vir hulle sal strikke stel. Ja, die Here gaan hulle vernietig. Die wyse en die slim mense, die strategiese beplanners van hierdie veiligheid en sekuriteit, daar waar hulle hoog in die berge bly, sal uitgeroei word. En hulle dapper vegters sal bang word. Die oordeel oor Edom en die vernietiging van Edom kom nie uit die bloute nie. Daar is goeie rede daarvoor. Die geweld en die moorde op hulle broervolk Jakob. Daaroor sal die nageslag van Esau vir altyd uitgeroei word. Hoe het die Edomite hulle skuldig gemaak aan geweld en moord op die broervolk Jakob? Het lyk asof dit heel onskuldig begin het. Toe Jerusalem binnengeval is en die broervolk Jakob as ballinge weggevoer is, het die Edomite toegekyk. Hulle het niks gedoen nie. En daarom, omdat hulle niks gedoen het nie, omdat hulle afsydig gehou het oor die ellende van die inwoners van Juda en Jerusalem, daarom is hulle skuldig. Ja, hulle wou nie inmeng nie. Soos mense vandag sal sê, maar dis nie my feit nie. Die sonde van mense wat afsydig staan en onbetrokke is by die ellende en die nood van ander, is die teenpool van liefde.
Hulle word nie geraak. Hulle het geen gevoel vir die ellende en die nood van hulle naaste nie. Wanneer ek geen gevoel vir my naaste se ellende het nie, dan sit dit my eintlik, plaas dit my aan die kant van die vyand. En hierdie afsydig staan, onbetrokke wees is maar net die begin van die sonde van liefdeloosheid. Want dit kom uit die hart. En gou gaan dit daartoe oor dat jy jou verlekker oor die ellende en die lyding van ander. Ja, dis wat die Edomiete gedoen het. Hulle was bly dat die nageslag van Jakob hulle dag gekry het. En dis ook wat ons dikwels doen. Dat ons kan verlekker oor die ellende van ander. As iemand onverskillig by ons verbyjaag, en ons sien 'n paar kilometer verder dat hy deur 'n verkeersbeampte voorgekeer is, dan is ons bly. As iemand volgens ons onregverdig bevorder word by die werk, en dan in die moeilikheid kom, omdat hy of sy nie die werk kan doen nie, kan ons stilletjies daaroor verlekker, ja. Mense, ons kan ons verlekker in die ellende van ander. En wanneer dit gebeur, kan ons eintlik nie daaroor stil bly nie. Dit sal uitkom, ons moet daaroor praat, so uit die hoogte uit, asof ons self nie daaraan skuldig is nie. Asof ons enigiets beters verdien. Die gevaar is dat die liefde, loosheid, die sonde van afsydigheid, nie net bly wees en praat en afsydig staan nie. Nee, dit bring mense in beweging soos die Edomiete om voordeel te trek uit hierdie ellende. En gou was hulle daar deur die poorte ingegaan. En hulle besittings geroof. Want die mense is immers weggevoer, hulle is nie hier nie, hulle het dit nie nodig nie. En daar bly dit nie. Hulle staan op die kruispaaie en hulle maak van die vlugtelinge dood. Of hulle lewer hulle oor aan hulle vyande. Maar hierdie hoogmoedigheid van Edom, wat hulle verlekker oor die ellende van hulle broervolk Jakob, wat afsydig staan, hierdie liefdeloosheid kom tot 'n val. Ja. As 'n mens daarna kyk, dan het hulle met reg gesê, is nie ons geveg nie. As jy afsydig staan, soos hulle begin het, toe kyk, groei dit gou dat jy jou skuldig maak aan moord. Direk die mense doodmaak, indirek hulle oorlewer aan die vyande. Ja, by die ellende van ander mense kan ons onbetrokke staan en ons kan selfs onskuldig pleit. Maar die Here is nie onbetrokke nie. Hy sien die ellende en hy oordeel en straf die sonde van afsydigheid. Ja, nie net van die Edomiete nie, maar van al die nasies, van Amerika en China, van Zimbabwe en Suid-Afrika, van alle volke, die Engelse en die Zulus, die Tswanas en die Afrikaners. Die dag van die Here is naby vir al die nasies. Die dag van die Here waarop hy oordeel oor die sonde van sy volk, Jakob, oor die sonde van sy volk, sy kerk, en die sonde straf. Ja, die Here oordeel en straf ook die sonde van die nasies van alle volke. Genadiglik
met sonde en oordeel en straf nooit die laaste sê nie. Die Here wat die sonde straf, is genadig en barmhartig en groot is sy genade en sy liefde, gee hy altyd weer uitkoms. Sionsberg sal weer 'n heilige plek wees. Ja, deur sy oordeel sal die Here sy eer herstel. Sal hy sy volk reinig om hom te aanbid en te dien. As uitkoms van dieselfde Israeliete wat in ballingskap weggevoer is, sal terugkeer van ver plekke. En omdat die vyande van hulle vyande vernietig is in hierdie oordeel, sal hulle nie net in die beloofde land woon nie, maar ook in die land van hulle vyande, van die Edomiete en die Filistyne. Die boodskap van die Here uit Obadja is duidelik. Hy oordeel oor die sonde van sy volk en nasies, van die kerk en die wêreld. Hy oordeel oor die sonde van afsydigheid, van onbetrokke toekyk en niks doen nie, aan die nood en die ellende van ons naaste nie. Dit word bevestig deur sy oordeel oor Edom. Is die Edomiete vandag 'n volk wat gereken word? Nee. Die woord van die Here en die oordeel van die Here oor hulle het hulle vernietig. As ons hierdie boodskap van oordeel van die Here oor die sonde van afsydigheid en liefdeloosheid reg wil toepas, kan ons dit nie doen sonder Jesus Christus nie. Die Seun van God. Die Seun van God in wie en deur wie hy ons sy genade skenk. Die Seun van God wat die oordeel en die straf van God oor ons sondes dra. Ook ons sonde van liefdeloosheid en afsydigheid. Ja, hy gee homself as offer aan die kruis om in ons plek te sterwe, om ons te verlos, sodat ons sonde deur sy bloed vergewe kan word. Ja, Jesus Christus het gekom, en deur die genade en die oordeel van God, wat in en met hom saamkom, het hy God sy eer kom herstel, sy koninkryk kom oprig. Het hy sondaars, het hy ons verlos, sodat gelowiges, sodat ons nie afsydig kan staan teen die ellende en die nood van ander nie. Sodat ons nie soos die priester en die leviet vroom verbystap en niks doen nie. Nee, hy het ons verlos en hy het ons sy liefde geskenk. Liefde in Christus Jesus, ons Here, wat sy lewe vir ons afgelê het, en dis die liefde wat ons bring om te doen en om 'n verskil te maak. Dis die liefde wat sal keer dat ons geen gevoel het vir 'n aardse broer wat gebrek ly nie. Sodat ons nie bloot sal sê, gaan heen, mag dit met jou goed gaan, mag jy eet en warm aantrek nie. Nee, dis die liefde wat ons harte en gevoel, ons hande en beursies in beweging bring om te doen, om in liefde te doen en 'n verskil te maak. Het is belangrik dat ons, ek en jy, erns sal maak met die boodskap van die Here, oor die oordeel, oor die Edomiete, oor die nasies, oor ons. Het is belangrik dat ons nie afsydig sal staan teen die nood en die ellende van ander nie. Die virus, die maskers, die sosiale afstand,
gee ons geen verskoning daartoe nie. Dit mag gelowiges nie keer om ander in liefde te help nie. Ek het by iemand gehoor, wat is die regste afstand wat daar tussen ons moet wees? Die regte afstand is die afstand wat liefde kan doen, 'n verskil kan maak. Die liefde moet bepaal hoe ons met mekaar saamlewe. Dan gaan 'n mens terug in die eerste eeu, daardie Christene met die uitbreek van 'n pes wat hulle daar beleef het, was dit juis hierdie liefde wat as getuienis van hulle uitgegaan het. Dat hulle die mense wat siek is gaan versorg het. Hulle self blootgestel het om aan te steek, om siek te word, om te sterwe. Maar hulle het gedoen wat hulle moes doen. Ja, ons verlosser en koning kom weer op die wolke. In majesteit en al sy engele kom met hom saam. En hy sal op sy koninklike troon gaan sit. En al die volke sal voor hom gebring word. En hy sal die mense skei soos 'n mens die skape van bokke skei. En die skape sal hy regs van hom laat staan. En hy sal vir hulle sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping af vir julle voorberei. Kom, neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger en julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het vir my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Gelowiges, ons is skape. Ons is geseëndes. Ja, ons het die volle seën van God en Christus ontvang, die volheid van sy genade en liefde. En daarom kan en mag ons nie afsydig staan, onbetrokke wees, sonder geen gevoel vir ander wat in nood is en wat ly en swaar kry nie. Nee, gelowiges, geseëndes doen in liefde. 'n glas water, iets om te eet. Die gelowiges doen in liefde, nie om verlos te word nie. Want dit is wat die liefde doen. Dit is wat gelowiges, dis wat kinders van God doen. Mense wat afsydig staan en liefdeloos toekyk en praat oor die ellende en die nood van ander en niks daaraan doen nie en daaraan meedoen, hulle sal die regverdige oordeel ontvang, die ewige vuur. Want die sien, broers en susters, ware liefde en geloof kan nie toekyk en afsydig staan nie. Ware liefde en geloof doen en help die ellendiges en die geringes. Want daartoe is ons verlos. Daartoe is ons gereinig deur die bloed van Christus. Om ons lewe toe te wy aan die goeie werke waartoe God ons bestem het. Goeie werke wat hom verheerlik. Amen. Kom ons antwoord saam op die woord van die Here. Sing lied 235 vers 1 en 2. As jy geleentheid vir stil gebed, en dan doen ons bely ons saam ons geloof met die geloofsbelijdenis van Nicea. En ons bevestig dit en ook die genade daarin met lied 324.
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, oor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Dankie Here, dankie dat U genade groot is oor ons. Dankie dat U genadig en barmhartig en lagmoedig is, dat U ons sondes nie toereken en straf nie. Ook ons sonde van liefdeloosheid en afsydig wees, ons wat ons so dikwels kan verlekker in die ellende van ander, wat maklik kan toekyk en niks doen nie. Dankie dat ons kan weet dat ons ook vir hierdie sondes van ons vergifnis het deur die bloed van Christus. En as ons dit voor U erken en bely, Here, bid ons dat U nie net ons skuldige gewete sal wegneem nie, maar dat U ons sal vul met U Gees, met U liefde, dat ons werklik as verlostes, as U kinders sal lewe. Mag iets van U liefde, U genade vir sondaar mense in en deur ons sigbaar word. Dat ons in liefde sal doen en sal help aan almal rondom ons naaste, ons medegelowiges, alle Here wat U oor ons lewenspad bring, wat in nood is. O Heilige Gees, mag die vrug van U teenwoordigheid en werking in ons, die liefde, vir almal sigbaar wees. Keer ons dat ons nie by hulle in nood sal verbystap nie. Keer ons van die sonde van afsydig staan en niks doen nie. En vul ons met wysheid, met insig, met liefde
En lei ons sodat ons sal doen wat reg is, sodat ons sal help waar ons kan, sodat U naam daardeur verheerlik sal word. Ons dankie dat ons U kan vertrou, Here, dat U in die genade ons sal vashou. Deur mekaar tyd, deur die tyd van die virus heen. Ja, U het ons lief, U het die liefde aan ons bewys in Christus Jesus, U het die liefde bevestig aan die kruis. U het die liefde in ons harte uitgestort deur die Gees, en toe ons nog U vyande was. Daar is niks, Here, wat ons van U liefde kan skei nie. Maak ons nie net ontvangers nie, maar draers van U liefde, sodat ons lewe U in liefde sal verheerlik. Amen. Ons danklied is lied 489, ons sing 2 van die verse saam. Hef je harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle almal bly. Amen. Ons slotlied, ons getuienislied is lied 523. Kom ons sing al 4 die verse saam.